Goeiemôre vriende en baie welkom by hierdie aanlyn diens vandag. Ons gaan vandag gebruik om net 'n spesiale Vadersdag diens te doen en ons vat 'n breek vandag van ons preekreeks deur Openbaring. Volgende week gaan ons aangaan met ons preekreeks in Openbaring en daarna gaan ons vir die skoolvakansie 'n breek vat gedurende Julie en dan gaan ons die laaste Sondag in Julie gaan ons weer teruggaan in ons preekreeks met Openbaring. Nou, as vaders, as aardse vaders, kan ons baie vaardighede, baie skills gee vir ons kinders. Ons kan vir hulle leer hoe om te swem, hoe om fiets te ry, hoe om 'n motorband om te draai, hoe om 'n vuur te maak om vleis te braai en 'n klomp ander verskeidenheid van vaardighede wat alles baie belangrik is. Maar wat van die dinge wat dalk meer gewig dra in die lewe? Soos wat rondom ons verhouding met God en ons verhouding met ander mense, ons vertikale verhouding en ons horisontale verhoudings. Maar kom ons lees Matteus 22. Matteus 22 vanaf vers 34 tot vers 40 en ek lees in die Afrikaanse ou vertaling. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom, Jesus, te versoek en gesê: "Meester, wat is die grootste gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." En hier is Jesus se opdrag aan alle Jesus volgelinge. Nie net aan vaders nie, alle Jesus volgelinge, maar ek dink ook spesifiek is daar 'n unieke roeping en verantwoordelikheid op vaders om ook hulle kinders op 'n unieke manier hierin te lei. Net soos wat ek glo daar's 'n unieke roeping op moeders om ook hulle kinders in hierdie twee gebooie in te lei, maar ook spesifiek vir vaders. Ek dink een van die beste maniere dalk hoe jy jou seun en jou dogter vir die lewe kan voorberei, is om hulle te help om so vroeg as moontlik net in verwondering te staan met die glorie en die genade van God. Daai Engelse woord, captivated. Hulle moet in verwondering staan, hulle moet vasgevang word as te ware in die majesteit en die glorie en die almag en die heerlikheid van God, in die genade van God. Mag dit hulle verstande wegblaas, may it blow your mind met die majesteit en die grootheid van God, sy wysheid. Praat met jou kinders oor Jesus die hele tyd. Leer om die dinge in die lewe te connect, te aanklank te vind by dit wat gebeur in die lewe, by die evangelie. Bring die lewe, die klein dingetjies, die groot dingetjies, bring dit by die evangelie uit. Join the dots, so to speak. En ons gaan baie geleenthede hê. Gaan geleenthede wees in tye, miskien paas, wanneer jy dalk besig is om iets te bou. Miskien is jy besig om met hout te werk en iets te maak, stop. Verduidelik vir die kinders die grein van die hout, en verduidelik vir hulle die hout, en hoe om die hout te voel, en die hout te ruik, en te sê hoe die prachtige stuk hout, en hoe hout ook uit die gedagtes van God uitkom, hoe God bome gemaak het. Miskien is jy besig om om twee stukke planke mekaar vas te slaan. Dalk het jy 'n hamer en 'n spyker en verduidelik vir hulle die krag van 'n hamer en hoe hierdie krag van 'n hamer belangrik is en gebruik kan word en selfs hierdie krag en krag binne in die natuur uit God se gedagte uitkom, maar hoe krag gebruik kan word om te vernietig en hoe krag ook gebruik kan word om te beskerm en ook om te bou en ook om te lei en krag gebruik kan word in die regte rigting. Laat ons krag reg gebruik. Nie vir vernietiging nie. Bring dit by die kruis uit. Die hout, die hamer, die spykers. Hoe Jesus in ons plek vir ons sondes aan die kruis gesterf het.
En as jy naby die see bly, soos in Langebaan, naby die lagoon, is visvange 'n fantastiese geleentheid om vir kinders te gaan wys, kyk, so lyk 'n wit stompneus en so lyk 'n harder en so lyk 'n snoek en miskien as jy in die binneland is, so lyk 'n forel en so lyk 'n bass en wow en hierdie pragtige visse kom alles uit God se gedagte uit. Hy het dit geskape. Sy kreatiwiteit. Miskien is hy besig om 'n sonsondergang in die berge te kyk of by die see en praat net oor hoe pragtig God die natuurwette daar gesit het vir dag en nag. God het die dag en die nag daar gestel. God het die son geskape. Die son kom uit die denke van God uit. Wie kon die son uitgedink het? Net God, en verduidelik vir hulle die grootheid van die son. En hoe hierdie groot stuk vuurbal net daar hang, as te ware, binnekant in die lug, maar God is die een wat die son in sy plek hou. Wie kon die son uitgedink het? Net God. Sy kreatiwiteit, sy almag, sy soewereiniteit wat regeer. Aan die Weskus, aan die somer is die veld droog en lelik, maar as die reën kom, en die son saam met dit, dan ewe skielik daai dooie saadjie wat onder die grond is, kom uit en dis die pragtigste kleure blomme. Dis asof dit net God is wat 'n verfkwas vat en skilder. Van die kleinste muurtjie tot die grootste olifant. Help en lei jou kinders om die grootheid en die almag van God te sien, die kreatiwiteit van ons hemelse Vader te sien binne in die skepping. Leer en help ons kinders om te weet dat hierdie wêreld, die skepping wat ons rondom ons sien, die natuur in besonders, dit is ons hemelse Vader se wêreld. Dit behoort aan hom. Ons is net rentmeesters hiervan. Dis sy wêreld. En alles wat in die skepping is ook daar vir ons geplaas om vir ons te wys. Dis rigtingaanwysers na God toe. Net soos in Romeine 1, Romeine hoofstuk 1, vers 20, vers 20 tot 23, Paulus praat hier met die kerk in Romeine, en dan sê hy, want God se onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en verduidelik en gesien word. Hy sê ons het eintlik geen verskoning nie. Hy sê dis die skepping self, dis God se werke in die skepping wat vir ons juis kom wys en kom bewys dat daar 'n skepper God is. En hy sê naamlik sy ewige krag en sy goddelikheid kom na vore te voorskyn binne in die skepping. Dink net as jy na 'n donderstorm kyk en jy kyk na donderweer en hoe die almag en die krag van God daarin weerspieël word, en dan besef jy nog steeds selfs iets kragtig en magtig soos 'n weerligstraal is maar net om dit half te kon beskryf, ietsie kleins wat God in sy hand vashou. En dan sê hy, mense kan hulle self nie verontskuldig nie. Hulle kan nie sê, maar ons weet nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is hulle dwaas. So Paulus kom sê eintlik, as jy nie eers deur die skepping kan sien en verstaan en begryp dat daar 'n skepper God is wat alles geskaap het, en hy sê, dan is jy eintlik dwaas, want kan jy nie sien dat die ganse skepping wys na die skepper toe nie, en dit bring ons eintlik by 'n punt van aanbidding en van dankbaarheid. Hy sê, hulle die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Hy sê, moenie dat ons afgodsdiens beoefen en die skepping aanbid nie, maar die skepping is daar om vir my en jou te help om God te aanbid en dit wys na God toe. En daarom ook vaders, lei ek en jy en rig ons ook ons kinders om in verwondering te staan oor die skepping en dat dit ons bring by 'n plek van aanbidding en erkenning dat daar 'n skepper God is en nie net 'n skepper God is nie, maar dat hierdie skepper God nou ook vir my en jou help en ons in die bevoorregte posisie sit deur dit wat hy gedoen het om hom ons hemelse Vader te noem. Vaders, dis 'n voorreg en is ons plig om ons kinders na God toe te wys, na ons hemelse Vader toe te wys. Dis ons plig en ons voorreg om hulle na God toe te wys deur die skepping.
maar ook deur sy geskrewe woord. En hoe meer en meer ek en jy in verwondering staan en aangegryp is en vasgevang is binne in die skoonheid en die wysheid en die krag en die almag van God in die skepping, en dat hy die soewereine skepper God is wat ook alles onderhou, hoe meer ons daarin vasgevang is en daarmee in verwondering staan, hoe groter is die kans dat ons kinders ook in verwondering van God sal staan, en dat hulle self sal gee in aanbidding van hierdie soewereine skepper God, en in awe sal staan, in verwondering sal staan van hom. Wow, wat kan nou meer belangriker as dit wees, as om ons kinders te help in dit, en hulle daarin te lei en rig. Maar Jesus sê in Matteus 22, daar's ook nog 'n opdrag en 'n bevel wat gelyk is hieraan. En Jesus sê, ons moet ander lief hê. Ons moet ander lief hê. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En verhoudings is moeilik. Verhoudings is hard, om lief te wees vir ander mense, is nie altyd maklik nie, dis hard. En ja, daar is moeilike mense daar buite. En daar's mense wat anders is. Ja, daar's mense wat rondloop daar buite met baie pyn en woede binnekant in hulle. En hulle kan baie maklik hulle eie pyn en hulle eie woede en hulle eie teleurstelling en eie bitterheid projekteer op ander, deur hulle woorde, deur hulle dade. Maar vaders, ons moet luister dat liefde en verhoudings is nie altyd hard, omdat ons omring word deur ander mense wat moeilik is en hulle eie pyn en lyding het nie. Ons moet ons kinders help. Dis nie die enigste rede hoekom verhoudings hard kan wees en moeilik kan wees en liefde moeilik kan wees nie. Maar ons moet ons kinders ook help en leer dat hulle sal besef dat liefde en verhoudings is ook hard as gevolg van dit wat binne in my eie hart is. Want ek is veroordelend, ek is krities, ek is onvergewensgesind, ek is trots, ek is kompeterend, ek is gierig, ek is afgunstig, ek begeer, ek is selfsugtig. Nie net die ander persoon nie, ons kan nie net die skuld vir iemand anders gee nie, ons moet versigtig wees van dit wat Adam en Eva gedoen het in die tuin van Getsemane. Vaders, dit doen nog steeds ons dieselfde. Eva het gesê, dis nie my skuld nie. Dis nie my skuld, dis die duiwel se skuld. Adam het gesê, dit is nie ek nie. Dis God se skuld. God, jy het vir Eva gemaak, is Eva se skuld en jou skuld. Los my uit. En elkeen het die skuld op die ander een gesit en ons sien van Genesis 3 hoe dit in my eie hart is daar baie keer veroordeling en kan ek krities wees en kan ek kompeterend wees en gierig wees en selfsugtig wees en bitterheid kan inkom en ek kan afgunstig wees en daarom moet ons kinders help en lei en wys. Dis nie net ander nie, maar daar's ook die dinge in my eie hart en hierdie dinge wat ons genoem het, hierdie is antisosiale instinkte, is antisosiale gedrag en dit kan nog deel vorm van ons sondige natuur. Ja, selfs nou wanneer ek Jesus volg, is daar nog dele van my sondige natuur wat iewers hier wegkruip in die diep donker plekkies van my hart. En daarom kom sê Paulus, juis in Kolossense 3 vers 5 tot 9, hy sê ons moet daai dinge wat nog deel is van die sondige natuur, ons moet dit afsterf, ons moet dit doodmaak. Daar's 'n Engelse woord wat sê mortify, put to death, kill. Maak daai dinge dood. Sterf af van hierdie dinge wat deel is van die ou sondige natuur. Hy sê, trek dan aan liefde en vrede en vergewensgesindheid. Trek die evangelie aan, trek Jesus aan, trek die vrug van die Gees aan. En daarom moet ons kinders leer, daarom is verhoudings en liefde baie keer hard. Nie net omdat iemand anders moeilik is nie, maar ook as gevolg van my eie sonde. En dit is belangrik dat ons eintlik vir ons kinders ook sê, voor hulle die huis verlaat, want ons rig hulle op om uit te gaan en uit die huis te wees en eintlik miskien vir hulle iets te sê soos die volgende. My seun en my dogter, jy gaan die huis verlaat en jy gaan uitgaan en
Jy gaan jou eie gesin en jou eie lewe bou, maar weet net dat om verhoudings te bou is hard en is moeilik. Maar die grootste gevaar binne in verhoudings wat jy gaan bou, of dit eendag met jou man of jou vrou is, en of dit eendag is met jou kinders, of dit eendag is met ander vriende, of binne in die werksplek, die grootste gevaar binne in daai verhoudings is jy. Want jy moet weet dat daar dinge binnekant in jou is nog, wat God begeerig is om uit te haal, en te verander, en te restoreer, en jou heel te maak. Want God het juis sy seun gestuur, om jou te red, ja, van jou sondes, maar ook in 'n mate kan ons sê, om jou te red van jouself. Want dit is ook jou eie ek. Dit is nie net om ons te red, om ons verhouding met ons hemelse Vader te restoreer nie, maar ons is ook ongehoorsaam, ons is rebelle. Ons wil eintlik niks met God te doen hê nie. So Jesus het ook gekom om ons te red van ons sonde, maar 'n ander manier om dit net te sê is, hy het my kom red van myself af. Want as dit net van myself afgehang het, het ek dalk myself vernietig en ander vernietig, maar nou het Christus gekom en hy het my gered van myself. Hy het my gered van die sonde en die mag wat hou vas het oor my. Want nie net as ek in sonde gebore nie, maar ook leef ek en kies ek sonde sonder Jesus. So daarom het hy my kom red van myself. En sê vir ons kinders, hoe meer en meer ons hierdie dinge sien, hoe meer en meer laat ons onsself oorgee aan Heilige Gees. Dat ons weet dat God is daar en hy is met ons en hy wil ons help en Heilige Gees wil ons genees, hy wil ons herstel. Sodat ons meer en meer sal verander word in 'n persoon wat lief het, wat liefde uitgee, 'n persoon van liefde word, 'n persoon van genade word. En hoe meer en meer ons daarin groei, hoe meer en meer wil ons 'n lewe van seën leef. En hoe meer en meer word ons soos Jesus. Hoe meer en meer word ons soos Jesus. Nou kom ons sê dit vir ons kinders, is dalk belangrik dat hulle dit weet. En dat ons sal oorgee aan die Heilige Gees. Ons kan vir ons kinders baie dinge leer, baie vaardighede. Baie belangrike lesse kan ons vir hulle leer, maar dis ook belangrik, dink ek, dat ons kinders sal leer dat hulle self sal ken en dat hulle in verwondering sal staan van God. En dat hulle ook ander sal lief hê soos wat God hulle lief het. En ek dink daardeur kan ons hulle help om goed voorberei te wees vir die lewe. As vaders ons grootste geskenk, ons grootste nalatenskap, ons grootste erfenis wat ons vir ons kinders kan los, is nie ons huis, of 'n kar, of 'n besigheid, of wat ook al ek by mekaar gemaak het nie, en dis nie verkeerd nie, en dis reg, maar dis nie die grootste geskenk, of nalatenskap, of erfenis wat ons van ons kinders los nie, maar die grootste geskenk en nalatenskap wat ons vir ons kinders kan los, is hierdie sin van verwondering en aanbidding van ons Skepper God, wie ek my hemelse Vader kan noem. Los jy vir hulle 'n sin van verwondering, dat hulle in verwondering sal staan van Jesus. En jou verhouding met ander mense, en dat jou verhouding met ander mense rondom jou vloei uit jou verhouding met Jesus. Ons liefde vir Jesus, ons liefde vir ander mense, jou verhouding met Jesus en jou verhouding met ander mense. Daai twee dinge is die twee belangrikste dinge wat ewigheidswaarde het. Dinge wat ewigheidswaarde het en dinge wat ons kinders saam met hulle sal vat tot in die ewigheid in. God Almagtig is jou hemelse Vader en net hy alleen is perfek. En net hy alleen is die perfekte voorbeeld van wat dit beteken om 'n aardse vader te wees. En ons kan na hom kyk en ons kan hom vra om deur sy genade vir my en jou te help om meer en meer te groei, met die punt op groei in hoe hy is, meer en meer te groei in sy karaktereienskappe van 'n vader wat hy verteenwoordig. Ons het sy genade nodig. Ons het nodig om te groei daarin.
Nie om perfek te wees nie, maar om te groei daarin. En net deur sy genade en krag. En as ons die woordjie Vader vat en ons kyk net na elke letter van die woord Vader en ons gebruik dit as 'n akroniem, is daar miskien iets wat in dit verwys na die karaktereienskappe van ons hemelse Vader wat ons dalk saam met ons kan vat. Die letter V wys vir ons na vergifnis toe. 1 Johannes 1 vers 9 sê dat God is getrou en regverdig. Wanneer ons sondes bely, sal hy ons vergewe. Vergifnis. Vergifnis is ook die plek wat my in die regte verhouding met my hemelse Vader bring. Ons het vergifnis nodig. Elke persoon op hierdie aarde het vergifnis nodig. Het 'n behoefte om in 'n regte verhouding met ons Skepper God te staan en sodat ek die voorreg het om hom hemelse Vader te kan noem. En die wat vergifnis ontvang het deur genade alleen, is ook hulle wat vergewe. Jesus kom sê, Paulus kom herinner vir ons aan Jesus se woorde en hy sê, vergewe dan mekaar soos wat Christus julle vergewe het. Die lettertjie A herinner ons aan aktief en altyd daar. God is aktief. God is altyd besig. God het nie die skepping gemaak en toe teruggesit en alles net gelos nie. Hy het die skepping gemaak en hy is nog steeds aktief betrokke. Johannes 5 vers 17 sê Jesus, hy sê, my Vader is besig om te werk en net so ek ook. In Filippense 1 vers 6 kom sê hy juis vir ons, God het hierdie werk in ons begin. Die hemelse Vader het ons nader getrek, sê Jesus. Hy het hierdie werk begin in ons en hy sal hierdie werk volbring. Hy is aktief. Hy is ook altyd daar. Psalm 34 vers 17 tot 18. Psalm 34 kom sê die psalmdigter, God luister, God hoor. Hy is altyd daar om te luister. Hy is altyd daar om te hoor. Hy is naby aan die wat gebroke harte het. Die D van Vader sê vir ons die hart. Die hart van die saak. Met ander woorde, die kern van die saak. En met ander woorde, dit wat regtig belangrik is. Die hart van die saak is 'n saak van die hart. Met ander woorde, dit wat belangrik is, daar waar die tekkie die teerstraak, daar waar die tyre die teerstraak, daar wat belangrik is, die kern, die middelpunt, wat God wil sê, is my en jou hart. En dis wat ons vir ons kinders wil sê, dit wat ek doen eendag, bepaal nie my belangrikheid nie, dit bepaal nie my identiteit nie. Dit gaan oor wie ek besig is om te word. En daai ding, daai persoon, daai iets wie ek besig is om te word, as Jesus volgeling, word ek meer en meer soos Jesus. Romeine kom sê juis vir ons, dat ons meer en meer gelykvormig sal word aan die Seun van God. Meer en meer, God is toegewyd om my en jou meer en meer gelykvormig te maak aan Jesus Christus. So dis ons hart, dis wie ek besig is om te word, nie wat ek besig is om te doen nie. So die hart van die saak is 'n saak van die hart. En nou kom sê Romeine 5 vers 6 tot 8, juis vir my en jou, terwyl ons nog rebelle was, sondaars was, vyande was van God, het hy gekom juis en ons uitgekies en ons gevat, nie omdat ons mooi was nie, maar om ons mooi te maak, om ons te verander, dat ons meer soos Christus sal lyk, om ons daar te vat en daar in die diepste binneste van ons te verander, ons hart om te draai, ons hart van klip uit te haal en hart van vlees in te sit, wat hom sal volg, wat hom wil volg, wat hom sal lief hê. God is besig in die sake van die hart. Hy verander ons harte. En dis die belangrikste, dat ons harte sal oorgee. En dan sal bid en vra dat Heilige Gees vir ons sagte harte sal gee. Sagte harte. Harte so sagte klei wat hy kan vorm. En dan die E van Vader wys vir my na enige plek toe. Ek weet dat, maak nie saak nie, daar is nie 'n plek waar my hemelse Vader nie teenwoordig is nie. Enige plek, waar ek ook al gaan, enige plek is God met my en niks kan my skei van hom nie. Niks kan my skei van sy liefde nie. Romeine 8 vers 35 tot 39. Gaan lees dit. Niks kan my skei van sy liefde nie. Enige plek. Enige moeilike situasie, enige uitdagende plek, of dit fisies is, emosioneel, waar ek myself ook al bevind. Al is dit 'n slegte gebeurtenis.
enige plek waar ek myself bevind, wat dit ook al is, hy is daar saam met my en niks kan my skei van hom nie. En dan die R van Vader, die R wys vir ons na rus en om te reflekteer. Ekskuus tog. Ons moet tyd maak om in afsondering en stilte te gaan. Waar ons in afsondering en stilte kan wees en net kan wees en net kan luister en net ons hemelse Vader se teenwoordigheid kan ervaar. Ons Skepper God het ook gerus op die 7de dag. Dit is ook belangrik dat ons nie net sal aanhou met werk en nie rus nie. Ons moet ook rus, ons moet ook fisies rus. Net soos wat ons ook teenwoordig moet wees en tyd moet maak vir ons kinders, moet ons ook tyd maak om te rus en hulle ook om daarin te help en te lei daarin, om te rus. Maar ook om te reflekteer op God se woord, ook om sy geskrewe woord te lees en daaroor te reflekteer, want daarin leer ons hom ken. Jesus kom sê juis in Johannes 14 vers 21 dat ons gehoorsaam moet wees aan sy gebooie, aan die dinge wat hy neerskryf. Dit bepaal ook en dit wys ook dat ons hom liefhet. Die bekende gedeelte in Psalm 46 vers 10. Wees stil en erken dat ek God is. Al hierdie eienskappe wat ons genoem het van God, maak hom wie hy is, en 'n klomp ander wat ons nie eers genoem het nie, maar hierdie dinge maak hom ook wie hy is. En as jy geseënd is en was met 'n aardse Vader, wat baie in gemeen gehad het met jou hemelse Vader, dan wil ek jou uitnooi om dankbaar te wees, om dankie te sê teenoor jou hemelse Vader en jou aardse Vader. En as jy miskien uitgemis het met 'n verhouding met jou aardse Vader, vir watse rede ook al, dan wil ek ook vir jou sê dat jy ook kan dankbaar wees dat jy 'n hemelse Vader het wat in al jou behoeftes kan voorsien. 'n hemelse Vader wat ook vir jou 'n Vader kan wees in die afwesigheid van 'n aardse Vader. En as aardse vaders kan ek en jy voortgaan om te groei deur die bemagtiging en bekragtiging van die krag en die teenwoordigheid van Heilige Gees, sodat ek en jy as aardse vaders meer en meer sal groei om ons hemelse Vader te reflekteer. Nie om perfeksie na te streef, om perfeksie na te jaag nie, maar deur die genade van ons hemelse Vader, mag ons kinders en mag ander rondom ons ook die vrug van ons vooruitgang sien. Mag daar groei en vooruitgang wees, soos wat Heilige Gees ons bemagtig, soos wat ons sy krag ontvang, en soos wat ons staan en groei in die genade van God, vir sy eer en glorie, maar ook vir die goed en beswil van daai mense en almal rondom ons. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Ek bid en vra dat U ons sal help, dat ons meer en meer in verwondering van U staan. Heilige Gees, dat ons as aardse Vader sal groei in ons verwondering van ons hemelse Vader en Skepper God. En dat ons aardse kinders daarin sal lei en help, en sal leer en 'n voorbeeld daarin sal stel. Ons is so afhanklik van U bemagtigingswerk, Heilige Gees, van U genade, U teenwoordigheid, U krag in ons lewens, sodat ons sal groei en sodat ons sal kan vooruitgaan in ons eie karakter weerspieëling van die van ons hemelse Vader se. Dankie Here Jesus dat U ons ware ouer broer is, nie net ons God en verlosser is nie, maar ook ons ware ouer broer wat gekom het en ons as verlore seuns en dogters kom haal het en terugbring het in die Vaderhuis. Ek bid dat U ook sal elke persoon wat pyn en lyding en hartseer ervaar het as gevolg van wat ook al, of dit afwesigheid is van aardse vaders, op watse manier ook al, dat U sal restaurasie bring, dat U sal genesing bring, dat U genade en U vergifnis sal vloei,
dat U onvoorwaardelike genade en vergifnis in en deur ons sal vloei. Dankie dat ons die voorreg het om ook aardse vaders kan wees en ons ook daarin kan groei wanneer ons na U kyk, ons perfekte hemelse Vader. En dankie Heilige Gees dat U ons daarmee help. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, mag jy 'n baie geseënde dag hê en 'n baie geseënde week wat voorlê. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. Oh, you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still.